Dit is vir my absoluut onmoontlik om te dink dat God mense kan maak wat emosies kan voel en dat hy dan self ook nie emosies kan voel. Dit is absoluut onmoontlik om te dink dat God na ons kyk en sê, ag ek kry julle arme mense, so jammer. Ek het julle geskape met emosies soos hartseer en woede en aggressie en julle sit met al die emosies en ag jammer, ek is bo dit vir julle. Jammer. Soos of God ons wil straf met die emosies wat ons beleef. Ek wil graag vir jou lees wat skryf Karel Barth. Hy skryf, God has a heart. He can feel and be affected. He is not impassive. He cannot be moved from outside by an extraneous power. But this does not mean that he is not capable of moving himself. No, God is moved and stirred, yet not like ourselves in powerlessness, but in his own free power, in his innermost being. Sien die verskil tussen ons en God is, God kan emosie voel, maar hy kan ook besluit hy wil nie nou emosie voel. Ons as mense kan dit nie so maklik onderskei nie, as ek reg. Wat Karel Barth eintlik hier sê is, ons is op 'n manier slawe van ons emosies. God is nie bo emosies op so 'n manier dat hy dit nooit voel nie, maar hy's bo dit in dat hy kan besluit, ek gaan nie nou meer treur saam met my volk nie, ek gaan hulle nou 'n les leer. Dit is hoe God funksioneer. Hy staan bo dit alles. Nou wil ek graag vir jou Jeremia 8 lees, waarin God ook praat spesifiek hieroor, waarin hy sê, ek is in rou. Dis Jeremia 8 vers 17. Vers 18. My smart oorweldig my, ek is ewig ontsteld. Hoor hoe benoud roep my volk uit 'n ver land. Is die Here nie meer in Sion nie? Is Sion se koning nie meer in hom nie? Waarom tart hulle my met hulle afgodsbeelde, met hulle vreemde nikswerk gode? Die oes is af, die somer is verby, en ons is nog nie gered nie. Vers 21 en 22 was dan ook deel van vandag se swerk video wat ek vir die young adults gedoen het. My volk se wonde is ook my wonde. Ek is in die rou, deur angs oorweldig. Is daar nie balsam in Gilead nie? Is daar nie 'n dokter nie? Waarom het my volk nie gesond geword nie? In vandag se voorskoot boodskap, wat die opsommende boodskap van ons erediens is, wil ek hê jy moet dit onthou. As jy emosies beleef, God beleef dit ook. Hy lag nie vir jou en tak jou uit en sê, ag arme jy wat alweer depressief voel. God beleef ook emosies. Ons sien dit hier. Hy is in rou. Hy is in smart oor sy volk. Maar waar ons apaties raak as gevolg van ons emosies soms, keer God se emosies om nie om te kan optree nie. Want hy is nog steeds bo dit. Soos jy vandag voel asof jou emosies te veel is en dit oorweldig jou, die hartseer is te veel van dinge wat jy rondom jou sien, gaan na die Here toe en vra vir hom, Here asseblief, help my, U staan bo hierdie dinge, ek sukkel, ek staan onder dit, gedruk, bedruk en gespanne, kom verlos U my. Die wonderlike ding wat jy kan weet en wat ek kan weet is dat die Here Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis, sodat daar deur sy wonde vir ons genesing was. Sodat wanneer ons kan sê, maar Here, jy weet nie hoe ek voel as ek hartseer is nie, dan kan Jesus sê, ja, ek weet. My eie vriend moes ek uit die dood opwek, sy naam was Lazarus. Dan sê, Here, jy verstaan nie hoe kwaad is ek nie. Sê, ja, ek verstaan. Ek het ook die tempel gereinig. Here, jy verstaan nie hoe gefrustreerd is ek met die mense by die werk nie. Dan sê die Here Jesus, ja, ek weet. Ek moes 'n pad stap met Petrus en al wat hy wou doen was om Malga se oor af te kap die aand voordat hulle my gekruisig het. Die Here Jesus is vir ons die ultimate voorbeeld van iemand wat nie deur sy emosies oorweldig word nie, maar wat bo dit staan omdat hy die seun van God is. Ek en jy as mense kry dit nie altyd reg nie. Maar die kere wat ons dit reg kry, moet ons vir die Here dankie sê. En die kere wanneer ons sukkel om dit reg te kry, moet ons sê, Here, tree U nou in. Help U my. En dan kan jy dankie sê vir jou hemelse Vader wat na jou kyk en sê, ek het jou lief en ek wil jou help om werklik 'n lewe te kan leef waar jy jou emosies goed ken en waar jy al weet hoe om op te tree as sekere emosies in jou hart opstaan.
Dis my gebed dat julle 'n lekker week sal hê. Kom ek doen vir ons 'n gebed. Here, dankie vir die voorreg dat ek saam met almal wat hierdie kort video kyk, net vinnig kon gesels het oor wat dit beteken om emosies te voel, en dat ons kan sien uit hierdie pragtige aanhaling van Karel Barth, Here, dat u ook emosie voel, maar dat u nie 'n slaaf is van u emosies nie. Ons is partykeer slawe van ons emosies. Ons verstaan nie partykeer hoekom ons voel nie. Maar Here God, u staan bo dit alles. En u kom wys deur u seun Jesus Christus dat u ons emosies verstaan. Ek kom bid vir elkeen wat hierdie video kyk, en dat julle sal help met hulle emosies ook. In Jesus naam. Amen. Lekker week julle almal.